Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 15 Junie. Kragtig sonder dwang. Hoe is dit dat Jesus altyd so gemotiveerd was? Hy het immers aanhoudend gewerk. Hy het elke liewe dag so baie mense genees en vertroos, hulle geleer en vir hulle gepreek. In die skrif lees ons Matteus 9 vers 36, toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpelose skape wat nie 'n wagter het nie. Die deernis en liefde wat Jesus vir die mensdom gehad het, dit is wat hom aan die gang gehou het. Op 'n soortgelyke wyse noop die inwonende liefde van God ons om 'n las vir siele te hê, om ander na hom en na sy waarheid te wil lei. 2 Korintiërs 5 vers 14 sê vir ons, want die liefde van Christus dring ons. Het jy al ooit tussen 'n klomp mense gestaan en met die oog op die ewigheid ander se gesigte raak gesien en toe gedink, ek wonder of hierdie persone vir Jesus ken? Het jy al 'n behoeftige persoon gesien en dan wel iets in jou binneste op? Iets wat slegs deur die liefde van God beskryf kan word? Die liefde van Christus noop ons om iets te voel en iets te wil doen vir siele. In die verband skryf Jeremia in Jeremia 20 vers 9, maar dan word dit in my hart soos 'n vuur wat brand, vasgevang in my gebeente. Ek het my moeg gemaak om dit binne te hou, maar ek kon nie. Wanneer ons egter vir Christus getuig, moet ons nooit iemand probeer forceer om die Here en sy Bybelwaarhede te aanvaar nie. Dwang gaan lynreg teen die aard en die wese van God se karakter in. Die Here het byvoorbeeld nie vir Adam en Eva van die boom van kennis van goed en kwaad weerhou nie. Genesis 2 vers 16 en 17 lees ons, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Mense is ook nie in die ark geboender om hulle van die sonnevloed te red nie. Genesis 7 vers 1 sê vir ons, daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Die Israeliete het nie onder verpligting gestaan om by hul verbond met God te hou nie. Deuteronomium 4 vers 29 tot 31 lees, dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem luister. Want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders, wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. Inteendeel, God voorsien in sy kinders se behoeftes en doen dan 'n beroep op hulle om hom te volg. Matteus 4 vers 23 tot 25 sê vir ons, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerig aangaande hom is versprei oor die hele Sirië. En hulle het na hom gebring almal wat ongesteld, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyne, wat van duiwels besete was en maansiektes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. En die groot menigtes het hom gevolg van Galilea en Decapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. Jesus het niemand ooit gedwing om hom te volg of by sy waarheid te hou nie, hoewel hy nooit opgee op die mens nie. Matteus 23 vers 37 sê vir ons, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is.
Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak en julle wou nie. Ons benadering tot die getuienis wat ons gee, behoort altyd 'n weerspieëling van Jesus in te wees. In die verband skryf Ellen G. White in The Desire of Ages, bladsy 487 die volgende: Die dwing van mense om Jesus te volg, hoort glad nie in Christus se sending nie. Satan is die een, as ook mense wat sy gees in hulle het, wat die gewete in 'n bepaalde rigting wil dwing. Die oortuigendste bewys dat een van ons wel die gees van Satan in hom of haar het, is die neiging om ander te wil seermaak en uit die weg te wil ruim, omdat hulle nie ons sending verstaan nie, of nie dieselfde oortuigings as ons het nie. The Desire of Ages, bladsy 487. Ons moet graag 'n werktuig in diens van God wil wees. Ons leef in 'n wêreld wat die waarheid verafskuw. Nietemin moet hierdie toedrag van sake ons nie keer om ander op 'n bedagsame en liefdevolle wyse daarvan te vertel nie. Onthou net, ons persoonlike getuienis is dikwels die gesaghebbendste werktuig om ander van God en Christus te vertel, veral aan die begin van ons getuienispaadjie. Openbaring 12 vers 11 sê vir ons: En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Lees 2 Petrus 3 vers 18. Op watter maniere groei jy in die Here se genade en in sy kennis? Hoe sien mens dit aan jou interaksie met ander? Ons lees en sluit af met 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as die dag van die ewigheid. Amen.